Daar sy so, ons is vanoggend dan nou weer so by mekaar op hierdie spesiale manier. Dit is inderdaad 'n voorreg om in die liggaam so te kan hier in die kerkgebou wees. Andrei het vanoggend hy gebid vir ons mense wat siek is, wat in hospitale is, mense wat by die huis baie siek is en hulle, ek is seker baie van hulle, seker indien nie almal nie sou hier wou wees vanoggend, nê, so saam met ander kinders van die Here, maar hulle het nie daai voorreg nie, hulle kan nie. So ek en jy wat vanoggend hier kan wees, ons is so bevoorreg, die Here is so goed vir ons. En ek wil dan sommer net welkom sê ook aan almal wat ingeskakel is daar op ons, soos hulle sê, livestream op Facebook. Julle is ook baie hartlik welkom. Julle is deel van ons gelowiges wat vanoggend so rondom die Here se woord is. Ons kan blaai na Romeine hoofstuk 5. Romeine hoofstuk 5. Nogal 'n bekende gedeelte, of althans vir my, dis een van my gunsteling gedeeltes in die hele Bybel, Romeine hoofstuk 5, en dit is in die 83 vertaling, in my 83 vertaling, op bladsy 203. Bladsy 203, Romeine hoofstuk 5. En ons gaan daar net so 1 of 2, 3 verse saam lees, daar vanaf vers 3 af. Maar voordat ons daar gaan lees, so hou so lank jou Bybel oop, sit 'n boekmerkie daarin, wil ek gou iets spesiaals doen, want dit is 'n spesiale Sondag vandag in die opsig, dat dit so waar ons eerste Advent Sondag van 2025 is. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek het gisteraand, toe ek nou besig is om al my goedjies so mooi agter mekaar te kry vir vanoggend en my gedagtes net so finaal by mekaar te kry, toe dink ek iewers, maar moet Advent nie nou een of ander tyd begin nie? Ons het mos altyd elke jaar 4 Sondae wat ons so begin aftel na Kersdag toe, as kerk van Jesus Christus. Dis nie net in ons kerk nie net in ons land nie, maar dit is reg oor die wêreld. Christelike kerke wat Advent begin vier met die eerste Advent Sondag. En toe gaan kyk ek so 'n bietjie op Google, dankie tog vir Google, en toe sien ek my liewe aarde, dis vandag, die 30ste November, die eerste Advent Sondag. Met ander woorde, dis vandag die eerste Sondag, dan is daar nog 3 Sondae oor, en dan is dit inderdaad Kersdag. Of jy dit nou wil glo of nie, dit is hoe vinnig die tyd verby gegaan het. En dis waar ons nou is. En net baie vinnig, en dit is ook dan nou sommer die inleiding van vanoggend se boodskap, waaroor vanoggend se boodskap sal wees, dink ons dan op elke Sondag van nou af tot en met Kersdag aan iets spesiaal wat deel is van Jesus Christus wat aarde toe gekom het. Iets wat, kom ek sê, deel van die grootste geskenk is van alle tyd, van die geskiedenis van die mensdom, naamlik God wat sy seun gestuur het vir jou en vir my en vir elke ander mens, Johannes 3 vers 16, die hele wêreld, sodat as ons in hom glo, ons nie verlore sal gaan nie, maar dat ons kan weet dat wanneer ons die dag ons laaste asem gaan uitblaas op hierdie aarde, wanneer dit ook al mag wees, God weet dit, maar ons weet dit nog nie. Maar wanneer dit ook al mag wees, dat ons kan weet, ons sal in die hemelse Vaderhuis wees. Ons plekkie is besig om gereed gemaak te word rondom daai feestafel, waarvan ons vroeër in die jaar mekaar vertel het, en die tafel wat hier was, die van julle wat dalk kan onthou, ons het mos gesê, dit is die bruilofstafel waarin elke mens uitgenooi is, maar slegs die wat kinders van God is, het 'n plekkie, sal 'n plek hê aan daai tafel. So, Jesus Christus, as ons hom in ons hart het, dan weet ons, kan ons verseker weet, ons plekkie is gereed vir ons daar in die hemel, rondom die bruilofstafel. Maar deel van hierdie geskenk is natuurlik ook hoop. En dit is dan, soos ek sê, wat ons vanoggend vier, as deel van Jesus Christus. As hy in ons harte is, as hy in ons lewens is, dan gee hy aan ons ware hoop.
En julle sal nou sien, hier is 4 kleiner kersies en dan in die middel is die groot wit kers. Nou ek wil nou nie te veel tyd daarop spandeer vanoggend nie, maar soos wat ons die Sondag dan gaan aftel, gaan ons elke Sondag 'n kers aansteek en dan uiteindelik op Kersdag het ons dan hierdie groot wit kers en hy is wat ons noem die Christuskers wat Jesus Christus simboliseer wat die lig van die wêreld is, nee, Johannes 1 sê mos, die lig het na die wêreld toe gekom. So vanoggend steek ons dan as simbool van die hoop wat Jesus Christus vir ons bring, daardie eerste adventkers aan, op die eerste advent Sondag, wat dan simboliseer dat Jesus Christus vir ons hoop gee, ware hoop. En dit bring my dan by vanoggend se gedeelte wat ons dan gaan lees hier uit Romeine hoofstuk 5. Kom ons lees daar en ek wil hê julle moet nou baie mooi probeer luister en baie mooi probeer oplet. Die een ding volg op die ander ding. So ons gaan begin by nou nie so 'n nice lekker iets nie wat 'n mens nie graag wil ervaar op hierdie aarde nie, maar ons is nog hier op die aarde, so ongelukkig is dit nog deel van ons lewe, of jy nou 'n kind is van die Here of nie. Partykeer juis as jy 'n kind van die Here is, dan ervaar jy dit, en dit is swaar kry. Ek dink almal van ons kan vanoggend sê, ja, Eldrey, iewers in my lewe het ek al swaar gekry, of op hierdie oomblik kry ek dalk swaar, dis nie lekker nie, maar kom ons hoor wat sê Paulus vir ons vanoggend, hier in Romeine hoofstuk 5, oor swaar kry. Kom ons lees daar vanaf vers 3. Dit is egter nie al nie. Ons, dis nou ons wat kinders van die Here is, verheug ons. Dis met ander woorde, ons is bly. Ons verheug ons ook in die swaar kry. Want ons weet, en hoor nou mooi, die een, ons begin by swaar kry. Swaar kry kweek volharding. En volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop. En dan sê vers 5. Of kom ons stop net gou daar. Kom ons hou daai beste vir laaste. Ons lees net tot daar. Julle moet hom nie wegbêre julle Bybels nie, want ons gaan nou by daai vers 5 uitkom. Dis eintlik die cherry op die koek. Maar kom ons lees gou weer. Vers 3. Swaar kry kweek volharding. Vers 4 sê volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop. Goed, so kom ons lees eers net tot daar. Daar hoor ons iets fantasties. Dit is eintlik wonderlik as 'n mens dit net kan doen en jy kan dit leef. Hoe 'n mens moet kyk en hoe jy moet dink oor swaar kry in jou lewe. En dit is my net so wonderlik, ek moet dit net met julle deel. Wanneer ek my boodskap nou gereed het, soos die Here dit op my hart gedruk het, dan stuur ek dit deur na Ronel toe, sodat sy dit op ons gemeente WhatsApp groep kan deel vir die mense wat nou sê net maar by die huis nie kan kyk aanlyn nie, of wat nie hier kan wees nie, dan kan hulle daarom luister na die boodskap op die WhatsApp groep, die gemeente WhatsApp groepie. En dan stuur ek dit vir haar Sondagoggende. Dan stuur ek dit vir haar en dan kry sy dit en dan deel sy dit op die groep. Maar keer op keer, dit is amper elke Sondag, dit is net wonderlik. As Andrei dit aan die begin, nadat hy nou die afkondiging gedoen het en die siek mense se name vir voorbidding genoem het, en as Andrei bid, dan is dit asof Andrei my preek reeds gehoor het. En dis onmoontlik, want ek stuur daai boodskap letterlik net so paar minute, arme Ronel, maar sy's 'n sterk vrou, sy hou kop. Ek stuur hom net so paar minute vroeër, voor die diens begin. So met ander woorde, daar's nie 'n manier dat Andrei gou kan sit en, okay, dis waaroor die boodskap gaan, kom ek bid daaroor nie. Dis onmoontlik. Maar keer op keer dan bid Andrei dit wat die boodskap is van daardie oggend. Dis net amazing.
Dit het my, vanoggend het hy dit weer eens gedoen. So dis wonderlik, dit is net vir my ook 'n bevestiging, dat dit is hoe die Here ons lei, en dit is wat op sy hart is vir ons vanoggend. So dit kom terug na die hele manier wat ek en jy vanoggend kyk na swaar kry, soos wat Andrei dit ook gebid het. En die mense wat nou aanlyn inskakel sal dit nou nie weet nie, maar ons mediaprojekter, ons het 'n geleende een vanoggend hier by ons, want soos julle nou reeds gehoor het, die van julle wat hier is, Vrydag tydens een van ons roudienste, letterlik toe die mense moet sing, en hulle het hulle 'n mooi dingetjie bymekaar gesit van die familie, van die foto's, die herinneringe, dus daai mediaprojekter van ons, hy's uit op die tone, hy's klaar met die wêreld. En ek dink net, ai, liewe aarde, hoekom, en daar gaan net soveel goed deur jou gedagtes, en jy vra vir die Here nie, jy verstaan nie, maar soos Andrei ook vanoggend reeds gesê het en gebid het, die Here het weer eens voorsien. Ons leen nou iemand, 'n ander gemeente se projekte vir vanoggend, en ons glo die Here gaan dit ook so beskik, dat hy ons projekter kan reggemaak word, betyds vir volgende Sondag, en hoe ek en jy kyk na swaar kry in ons lewens, maak eintlik al die verskil. En hier hoor ons vanoggend, hoe dat ons moet kyk na swaar kry in ons lewens, as kinders van die Here, in die besonder bedoel ek. Nou kom, voordat ek net so kortliks daar gaan aanraak, wil ek gou vir julle vra, wie van julle hou nie van springmielies nie? Almal weet wat popcorn. Wie van julle hou nie van popcorn nie? Steek gou julle aan op. Wie van julle hou nie van spring? Kan jy dit glo? Daar is so waar mense vanoggend hier wat nie van springmielies hou nie. Okay, julle seker maar julle redes. Ek gaan nie vra hoekom nie, want ek kan nie dink dat 'n mens nie van springmielies hou nie, maar dis jou reg. Goed, ek bedoel, daar's dinge wat ek ook nie van hou nie. Maar ja, nee, ek grap sommer hoor. Noulin, Alrien, sê weer? Oor vir die daai ene het ek nogal vergeet, hoor. Ek het vergeet van hom. Daar kyk, as jy nou 'n bietjie valstande het, dan kan hy nogal vir jou probleme maak. Dis reg. Goed, so, kom ek sê so meeste mense, of baie mense, dink ek hou van popcorn. Maar as ons nou hierdie beeld kan gebruik vanoggend van popcorn, of die mooi Afrikaanse woord springmielies, want dis wat hulle doen. Gaan dink 'n bietjie oor popcorn, gaan dink 'n bietjie oor springmielies. Hy is mos so lekker sag, hopelik, as hy nou reg is om te eet, en as hy nog dalk so 'n bietjie warm is, dan kan jy mos jou geursels oorsit, jou sout waarvan jy hou. Baie mense eet hom met soet oor, dit kan ook seker gaan, en jy koop hom so uit die winkels ook, maar ek hou maar van 'n souterige enetjie. Nogal met ermat, iemand het my geleer om ermat oor popcorn te eet, en ek moet sê, dis my gunsteling. Maar waar begin daai stukkie popcorn? Hy begin by 'n doeteenvoudige, nederige ou pytjie, wat so trend so is, jy kan hom skaars sien, né? Daai klein ou mieliepytjie. En jy vat hom, en wat is nodig, sodat hy kan ontpop, letterlik, in 'n heerlike stukkie iets wat jy kan eet. En as jy nou sommer 'n paartjies van hulle het, net 'n handvol, en jy gooi hom in 'n pan, in 'n warm pan met warm olie, of jy sit hom in die mikrogolf, of op een of ander manier, dan, voordat jy jou ooit veer, is dit 'n lekker sout happie, wat jy sommer kan eet. En ek het gehoor, gelees ook al, dit, as jy hang af van wat jy oorsit, as jy nou nie baie botter en goed oorsit nie, dan kan dit nogal 'n gesonde happie wees, nee, wat nie baie kilojoules in het nie, as jy hom op die regte manier nou gaar maak. Maar hy begin by daai klein ou nederige pytjie, wat partykeer, ek bedoel, as jy hom so kyk, gaan jy dink, ag nee, wat kan 'n mens nou met die ding doen? Jy kan hom nie so eet nie, want dan gaan jy beslis jou tande breek, en dan gaan jy definitief valstande nodig hê. So, jy kan hom nie so eet nie. Maar wat is nodig vir daai mieliepytjie om 'n lekker stukkie springmielie te word? Wat is nodig? Hitte. Jy het hitte nodig. As jy wil, kan jy 'n bietjie botter bysit, of jy kan hom in die olie laat, in die pot op die stoof laat spring. Dis maar ons manier, ons het al ander maniere probeer. Of jy kan hom in die mikrogolf sit,
of in daai grande fancy masjiene wat hulle by die flieks het, wat hulle met die warm lug, ek weet nie wat hulle doen nie, maar ja, jy kan hom so ook maak. Hitte, laat daai ou klein pytjie in iets heerliks verander. En ek glo daai beeld is wat die Here vanoggend vir ons mee wil kom herinner aan wat hy kan en wil doen met swaar kry in my as kind van die Here se lewe. Want sien, ons het ons nou daar gelees dat swaar kry as ons die Here toelaat, en dit is die eerste ding wat ons vanoggend vir mekaar moet sê en moet hoor, wat Andrei ook gebid het. Ek en jy het 'n keuse. Elke liewe mens op hierdie aarde het 'n keuse. Wat ons wil doen as swaar kry oor ons pad kom. As lyding, as beproewing, as moeilikhede, wat dit ook al is, oor ons pad kom, een of ander vorm van swaar kry, het ons 'n keuse. Of ons kan kies om te sê, ek gee moed op, ek verloor hoop, ek twyfel, ek begin te twyfel, gaan sit in 'n hoekie, ek gee net moed op. En baie mense doen dit, ongelukkig, en ek wys geen vingers nie. Ek het al baie dae ook self so gevoel. Dis menslik om so te voel. Of ek en jy die keuse, en dit is wat ek glo die Here vanoggend vir ons wil kom leer uit hierdie gedeelte wat Paulus ook dan so geskryf het vir die Christene in die stad van Rome, wat ook baie swaar kry beleef het as gevolg van hulle geloof. Ons kan kies om toe te laat dat die Here die swaar kry in ons lewens gebruik om iets wonderliks in ons lewens tot stand te bring. Om juis hoop in jou en my harte te laat ontstaan. Eintlik is dit reeds daar. As Jesus in my hart is, dan het ek hoop, want hy is die bron van hoop. Romeine 15 of 13, ek is net nie seker nie, maar dink is Romeine 15 vers 13, wat sê, God is die bron, Jesus is die bron van alle hoop. Met ander woorde, as jy ware hoop wil hê, het jy Jesus nodig in jou lewe. Jy kan eintlik nie werklik hoop hê vir jouself, vir jou omstandighede, vir jou land, vir jou toekoms, as jy nie Jesus in jou hart het. As jy nie Jesus het nie. Hy is die bron van hoop. Hy is die een wat hoop vergestalt. Hy is hoop. God is hoop. En met ander woorde, as ek en jy God sal toelaat, dan wil hy hierdie hoop wat hy in my hart geplant het, laat groei en laat sterker word en laat groter word, sodat ek kan lewe met hoop in my hart, ten spyte van dit wat ek soms moet deurgaan, ten spyte van swaar kry, ten spyte van beproewing. En hoe doen God dit? Kom ons lees hier weer, swaar kry kweek volharding. Met ander woorde, die Here wil hê ek en jy moet eerstens besef, goed, ons kan nie altyd swaar kry sidestep nie. Ons kan dit nie altyd vermy nie. Dit kom partykeer, dit kom soek jou partykeer. Soos een van ons motors, vir so 2 weke terug, ons leen hom vir my skoonsussie, sy sonder 'n motor, en ek sê vir my man, ag, weet jy, kom ons leen maar ons een motor vir haar, want sy kry swaar sonder hom. En jou waarlik waar sy werk, parkeer sy hom in die parkeerarea, en so 2 dae later kry ek 'n boodskap, WhatsApp van my man, wat hy vir my aanstuur, wat sy vir hom gesê het, natuurlik nou sy sussie, en sy sê, iets vreeslik het gebeur, iemand het in die parkeerarea in die motor in reverse. En jy dink by jouself, regtig? Dis nie asof jy die moeilikheid gaan soek nie, sy het nie in iemand vasgery nie, sy was nie op die pad besig om te ry nie, die kar het op sy eie gestaan in 'n parkeerarea en iemand ry in hom in. En dan gaan daar goeders deur jou kop, ag Here, hoekom nou, en al daai dinge hoeveel skade, wat is die geld, ag die dinge wat daarmee saamgaan, en jy dink, hoekom het ek in die eerste plek my hart ontferm oor haar en gesê sy mag maar die motor leen, en dan gaan haar kom deur jou kop. Maar uiteindelik het die Here dit ook gebruik, ek wil nou nie daarop tyd spandeer nie, maar op 'n goeie manier het hy iets daaruit laat goed kom. Maar weer eens het ons die keuse gehad, of ons nou wou moed opgee
en in sak en as gaan sit en al die hoekoms en die waaroms en God begin bevraagteken, of ons kon kies om te sê, goed, hierdie swaar kry, moeilikheid het ons kom soek, maar wat gaan ons doen? Ons sit dit in die Here se hande. En daardeur leer 'n mens om te volhard. Jy leer om te volhard in die geloof. So 'n paar sondae terug het ons mos nou daai stukkie gelees in Hebreërs 12 wat sê, ons is besig met hierdie wedloop, en ons hardloop met alles wat ons kan, elke mens met 'n geestelike wedloop, Hebreërs 12. En dan hoor ons daar, ons moet volhard, en ons sal dit regkry as ons oë op Jesus Christus gefestig hou, die begin en die volëinde van ons geloof. So ek en jy het 'n keuse, of ons gaan ons oog op Jesus hou, ons sien 'n swaar kry, maar ons sê ons gaan nie dat dit ons onderkry nie. Al raak jy moedeloos, dan staan jy op en jy sê, ek staan op en ek kyk na Jesus. En dan volhard ek. So swaar kry, wil die Here hê, moet my help om te volhard in my geloof. En dan verder, hoor ons, volharding kweek egtheid van geloof. Egtheid van geloof. Wat beteken egtheid van geloof? God is besig met 'n proses in elkeen van ons as sy kinders se lewe. Hy is besig om ons te vorm, om ons te skaaf, om ons te skuur. Daai ou voorbeeld van die beeld wat Michelangelo besig was, wat die mense sê, dis 'n engel wat hy besig was om uit te kap, ander sê dis 'n perd, maar dit maak ook nie saak wat dit is nie, maar hierdie groot stuk marmer, hierdie blok wat hy gehad het, die bekende beeldhouer Michelangelo, en toe het hy die mooiste engel of perd, het hy uit hierdie groot stuk blok uitgekap, stukkie vir stukkie met die hand met 'n bytel, en toe vra iemand vir hom, maar hoe kry jy dit reg om hierdie pragtige beeld uit hierdie groot stuk blok marmer uit te kap? En hy het gesê, dis eintlik maklik vir hom, jy kap net al die deeltjies weg wat nie lyk soos die engel nie. En dis wat God besig is of wil doen in ons lewens, as kinders van die Here. Deur swaar kry, wat partykeer soos daai byteltjie is wat hy gebruik, soos daai hitte van die ou springmieliepytjie, wat maak dat dit 'n pragtige, heerlike stukkie springmielie word, gebruik God, of wil hy die swaar kry gebruik, om alles in my lewe, wat nie is soos wat hy dit wil hê nie, sondes, dinge wat ek doen wat nie God se wil is nie, waar ek nog nie die vrug van die Gees het, daardie liefde, daardie geduld, daardie goedhartigheid, daardie vriendelikheid, daardie selfbeheersing van Galasiërs 5, waar ek dit nog nie het nie, is swaar kry baie keer die manier, hoe God my wil leer, om dit wel te kan hê. Hoe hy my geloof suiwer. Ja, Jakobus 1 praat ook daarvan. Hy sê, julle geloof word gesuiwer soos goud. En weer eens, hoe kry 'n mens goud op die suiwerste wat jy hom kan kry? Jy sit hom in vuur. Daai hitte brand al die vuil goed uit 'n stuk hout, uit 'n stuk goud uit. En net daai suiwer goud bly oor. So God wil swaar kry in jou en my lewe gebruik. En dan hoor ons, en dan kom ons uiteindelik by hierdie pragtige gedeelte, laaste ene in vers 4 wat sê, egtheid van geloof kweek hoop. Hoop. As ek sê, Here, hier's my swaar kry, dis nie lekker nie, maar ek kies vir U, ek kies om nie moed op te gee nie, ek fokus op U, ek wil volhard in my geloof, soos daai atlete wat hulle oog net op die eindpunt hou, en God werk in my, en hy help my om my geloof al hoe meer te suiwer. Wat gebeur? Hoop leem oor in my lewe. Ek word iemand wat eerder gekenmerk word deur hoop, as deur wanhoop, as deur moedeloosheid. En ek dink julle sal saam met my stem, as daar ooit 'n tyd was in die mensdom se geskiedenis, wat ons nodig het, om mense van hoop te wees as ons kinders van die Here is, dan is dit nou. Sit maar die radio aan, skakel die TV aan, praat selfs met mense net rondom jou, en jy hoor baie mense wat hopeloos is, wat hoop verloor het. Maar ek en jy, as kind van God, ons het hoop in ons, want ons het Jesus. En waar Jesus is, is daar altyd, maar altyd hoop. Selfs in die donkerste omstandighede. En dan wil ek uitkom by die
vers 5 wat vir my die mooiste is en daarmee wil ek begin afsluit. Die cherry op die koek soos hulle sê. Vers 5 van Romeine 5 sê: en hierdie hoop beskaam nie. Met ander woorde, dit stel ons nooit teleur nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Is dit nie mooi nie? Dis 'n belofte dat God sal ons nooit ooit teleurstel nie. Hierdie vlammetjie van hoop, al is dit partykeer so klein ou vlammetjie wat in my hart begin brand, as ek God vra om my te help in my swaar kry, sal daardie vlammetjie nie geblus word nie. Inteendeel, hy sal sterker begin brand, want dit is God se Gees wat in my hart is as ek sy kind is, wat hierdie hoop in my net al hoe sterker en kragtiger sal laat brand. Die keuse is vanoggend joune en myne. Wil ons, soos baie mense, en soos ek sê, weer eens, ek oordeel nie, daar's mense wat die moeilikste omstandighede het, wat ek kry hulle so jammer, my hart gaan so uit na hulle toe. Maar dan weet ek net, dat waar God is daar altyd hoop. En ek en jy die keuse vanoggend, om moed op te gee, moedeloos te raak, moedeloos deur die lewe te gaan, dis jou keuse. Of ons het die keuse as kinders van die Here, vanoggend te sê, die swaar kry is hier, God kan dit wegvat, moenie 'n fout maak nie, hy doen dit nog, partykeer bring hy net absolute wonderwerke, en hy vat die moeilike omstandighede weg, hy kan dit ook doen, amen, maar as hy sê, nee my kind, ek gaan nie hierdie moeilikheid wegvat nie, dan sê hy, ek wil jou leer, ek wil daai buiteltjie van swaar kry gebruik, ek wil daai hitte van moeilikheid gebruik, om daai engel, of daai perd uit die klip uit, te laat uitkom, daar die hoop in jou hart, al hoe meer 'n werklikheid te maak. Kom ons laat die Here toe, deur sy Heilige Gees, om ons mense te maak van hoop. Mense wat regtig hoop in ons harte het, omdat ons Jesus in ons lewens het. Amen. Hemelse Vader, so baie dankie, dat ons vanoggend hierdie kosbare gedeelte net weer eens kon lees en dit kon hoor. Romeine 5, daarvan in vers 3, wat sê, Here, swaar kry, kweek volharding. En as ons bly volhard, daardie wedloop van die geloof van Hebreërs 12, met ons oë gefestig op U, Here Jesus, wat die begin en die volëinder is van ons geloof, Here, dan kweek volharding egtheid van geloof. En Here, dan kap U dinge in ons lewe wat nie is soos wat U dit wil hê nie, sondes, dinge wat nog moet deur U Gees in ons lewens 'n werklikheid word, dan kap U reg en U kap weg. Maar Here, dis nie lekker baie keer nie, dit is moeilik, partykeer is dit so swaar, maar dankie dat ons kan weet, dis die moeite werd, want dit is U wat besig is met ons, selfs deur die moeilikhede. En Here, as ons daardie egtheid van geloof al hoe meer belewe, dan gebeur daar iets in ons harte. Dan begin hoop in ons harte, van 'n klein vlammetjie, na 'n groot, kragtige vuur in ons lewens verskyn. Deur U Heilige Gees, wat in ons harte uitgestort is, as ons die kinders is. Here, dit is my hartsgebed vandag, dat U ons elke een, wat dit kies vandag, en elke dag moet ons uiteindelik weer opnuut kies, elke oggend wat ons oë oopmaak, Here, dat U ons draers van hoop sal maak, in 'n wêreld wat eintlik al so baie hoop verloor het, wat eintlik al so moedeloos begin raak het, omdat hulle U nie het nie, Here. Help ons om hierdie vlammetjie van hoop net verder en verder te dra, en dat daar wat ons kom, hoop sal leef, omdat U in ons harte leef. Amen.